Hartlik welkom by die laaste deel van ons 4 weke Bybelstudie wat gaan oor trappe van vergelyking. Nou terwyl ander reekse gaan oor verskillende onderwerpe, gaan hierdie reeks oor een onderwerp waarin ons dieper kyk na ons geneigtheid om onsself te wil vergelyk met ander mense. Nou ek hoop na hierdie paar weke help dit jou om vir eens en vir altyd hierdie geneigtheid in ons lewens wat ons onsself wil vergelyk met ander mense te stop, vir eens en vir altyd. Want ons het geleer deur hierdie reeks dat jy nooit sal vrede en vergenoegdheid kry solank soos wat jy jouself vergelyk met ander. En vandag wil ons gesels oor om ander mense se gawes, talente en geleenthede te vier, te celebrate. Maar hoekom is dit so moeilik om ander mense se sukses te celebrate? Dis dan veronderstel om die maklikste ding op aarde te wees. En partykeer is dit die mense die naaste aan ons wat dit die moeilikste is om te celebrate saam met hulle. Ek weet nie wat dit is nie. Nou weet jy vir wie in die Bybel moes dit seker die moeilikste gewees het op die hele aarde in die geskiedenis om iemand anders se sukses te vier? Was seker Jakobus, nê? Want dit kan nie maklik wees as jou boetie die perfekte Jesus is nie. Hy het saam met Jesus in die huis groot geword. As jou boetie, jy weet as hulle sê vanaand maak iemand kos, sal dit Jakobus wees wat kos maak? Nee, ek dink ons moet eerder vir Jesus vra. Hy het nou eendag lekker vis en brood gemaak, nê? Dan na 12 mandjies oorgebly. Kos vra hom. Dis nie net Josef en Maria wat gedink het, hulle kind is perfek nie. Hy was regtig perfek gewees. En as daar iemand is wat 'n versoek kon word om homself te wil vergelyk met hierdie perfekte boetie, is dit seker Jakobus. En hy gaan vir ons wys wat se chaos dit in 'n verhouding kan veroorsaak wanneer ons onsself vergelyk met ander mense. Hoe dit ons verhoudinge vernietig en afbreek. Jakobus gee seker vir ons die meeste insig in die hele Bybel as dit kom by jaloesie en afguns. Hy sê in Jakobus 3 vers 16, hy sê, want waar daar jaloesie is en selfsugtige ambisie is, daar sal jy ook wanorde en allerlei gemeene dade kry. Jaloesie is wanneer ons sleg voel, wanneer iemand anders iets bereik en goed doen, en wanneer ons bly is as ander mense misluk. Jakobus sê, want waar daar jaloesie en selfsugtige ambisie is, daar sal jy wanorde en allerlei gemeene dade kry. Daar, waar? By die werk, by die huis, langs die rugbyveld, en daai verhouding veroorsaak ons subtiele jaloesie, gemeene dade. Die Engels praat van evil practices, chaos praat hy van, binne in daai verhouding. Jaloesie is die wortel van alle gemeene dade, evil sonde. Ons sal byvoorbeeld wonder, hoekom is daai persoon so gemeen? Jakobus antwoord en sê, dis jaloesie. Alle evil optrede, gemeene dade kom van ons geneigtheid om onsself te wil vergelyk met ander mense en toe te laat dat jaloesie groei in ons hart. So ons weet ons moenie onsself vergelyk met ander nie, maar watter beter gewoonte kan ons in ons lewens kweek om seker te maak ons hou vir eens en vir altyd op om onsself te wil vergelyk met ander mense. Nou laasweek het Paul hierdie baie belangrike vraag gevra en hierdie punt gemaak, en dis seker die belangrikste vraag wat jy in jou lewe kan vra is, wat beplan jy om te doen met wat die Here aan jou toevertrou het? Dit wat die Here vir jou gegee het, wat beplan jy om daarmee te doen? Wat beplan jy om te doen met jou verhoudings, jou inkomste, jou talente, jou lewe, jou netwerk van vriende en mense? Wat beplan jy om te doen met wat die Here aan jou toevertrou? Nou kom ek illustreer jou hierdie vraag vir jou met hierdie tafel. Jou lewe is hierdie tafel. Jy het 'n unieke kombinasie van sekere goed wat in jou lewe is. Jy het 'n unieke familie. Ja, Roan, jy kan dit weer sê, my familie is nogals redelik uniek. En dan het jy 'n unieke visie vir jou toekoms. Dit wat jy sien wat die Here vir jou beplan in jou toekoms. Dan het jy unieke hoeveelheid tyd. Elkeen van ons het 'n unieke hoeveelheid tyd. Jy het 'n unieke goeders gaan studeer of skool en ondervinding in jou lewe, nê. Dan het jy ook unieke jou dagboek is jou unieke storie, waar jy vandaan kom, wat met jou gebeur het in jou lewe. Jou rekenaar verteenwoordig jou unieke beroep en 'n netwerk van mense in jou lewe. Hierdie spaarbusie jou unieke welvaart. Dan is dit hierdie spieël en dit is jou unieke hoe jy lyk, net fisies hoe jy lyk. Hierdie instrument verteenwoordig ons unieke talente, ons unieke gesondheid. Elkeen van ons het 'n kombinasie van al hierdie goeders wat ons uniek maak. Niemand se tafel lyk dieselfde nie. Nou hier is die probleem wat ons in vasloop in ons lewens en dis wat ons doen. Ons kyk na iemand, een persoon se familie en ons vergelyk onsself met hom. Dan kyk ons na iemand heeltemal anders se geld en ek sê ek wens ek het dit gehad.
Dan sien ons nog iemand heeltemal anders se talent en ek wens ek het daai talent gehad. Dan kyk ek na iemand totaal en al anders se werk en ek dink, weet jy, ek wens ek het daar gewerk. Nou hier is die probleem. Ons kyk na ander mense se hoogtepunte. Sit al daai hoogtepunte bymekaar, kombineer dit en ons skep hierdie onrealistiese opgemaakte tafel en dan vergelyk jy jou tafel met hierdie tafel wat onmoontlik is. Dit bestaan nie, dit kan nie bestaan nie. Ons het nog nooit ons lewe met net een persoon vergelyk of met een persoon se lewe begeer nie. Nee, ons sit al hierdie hoogtepunte bymekaar en skep hierdie perfekte mens en ons probeer daai mens wees. Daai perfekte persoon bestaan nie en jy's nooit veronderstel om te probeer daai perfekte persoon te wees nie. Jy is uniek. Die Here het jou uniek gemaak. En om jouself te wil vergelyk met ander mense of hierdie opgemaakte mens, steel jou uniekheid, dit steel jou potensiaal. Wat op jou tafel is nie regtig belangrik nie, dis wat jy doen, dis wat ons sê, wat jy doen met wat op jou tafel is, dis wat belangrik is. Want op die einde van die dag gaan jy nie 'n rekenskap moet gee van ander mense se tafels nie, jy gaan moet rekenskap gee van jou tafel. Net wat op jou tafel is, om te fokus op ander mense se gawes, talente en se geleenthede gemaak dat jy uitmis op jou unieke gawes, talente, geleenthede wat die Here aan jou toevertrou. Nou ek wil vandag vir jou 'n beter manier gee om te lewe. 2 goeters. Vier of celebrate wat die Here vir ander mense gegee het. En tweedens, benut wat die Here aan jou gegee het. Jy moet kies om intentioneel te wees om saam met ander mense bly te wees, saam met hulle te vier en te celebrate. Hefboom wat die Here aan jou gegee het. Want ons geneigtheid is net mooi om die teenoorgestelde te doen. Ons kies om te vier en te celebrate wat die Here vir ander mense gegee het en ons kies ook om te hefboom dit wat die Here aan ons toevertrou het. Dink hieraan. Jou gunsteling storie of biografie wat jy gelees het oor iemand anders se lewe is nie iemand wat 'n perfekte tafel het en die perfekte lewe leef nie. Jou gunsteling storie is iemand wat gebore is eintlik met 'n minder bevoorregte tafel. Gebore is in 'n situasie wat nie ideaal is nie en dan besluit hulle om elkeen van hierdie goeders wat hulle gekry het, iets greats daarmee te doen. Hierdie mense het nie vir 'n oomblik, en as jy hulle stories lees, dan sien jy, hulle het nie vir 'n oomblik hulle situasie vergelyk met enigiemand anders nie. Hulle het die beste gedoen met wat die Here aan hulle toevertrou het. Laat ons dan nou nie langer onsself vergelyk met ander mense nie. Kom ons doen hierdie 2 goed. Ons vier, ons celebrate wat die Here vir ander mense gegee het en ons benut wat die Here aan ons toevertrou het. Want daarin is 'n lewe van vreugde, vrede en vergenoegdheid.